Goeiemôre, dit is Sondag die 26ste Julie. Vanoggend lees ons saam uit Romeine 8 vers 26 tot 39. Ons tema is goeie nuus, onskeibaar. Mag jy vanoggend saam met ons God se teenwoordigheid beleef, sy woord hoor, mag jy saam met ons gaan lewe vir God. Ons begin die diens in 1 Petrus 1 vers 3 wat sê, nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. So hy voorreg mee te kan groet namens God en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, van die Heilige Gees, God wat in jou is. Dis wonderlik om saam te wees as gelowiges, om saam te wees en saam te kan sing, saam te kan bid, saam te kan Bybel lees. Ja, na die diens saam te kan kuier rondom 'n koppie koffie, saam te kan gesels oor wat in ons lewens aangaan, wat die Here vir ons doen en hoe hy met ons besig is. En dis een van die dinge wat ons as mense baie doen, is om te praat. Ons gesels, ons hou van lewe rondom ons. En dan lees ons 'n interessante ding in Romeine, in Openbaring 8 vers 1, waar sê, daar's 30 minute stilte in die hemel gewees. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. Dat mense partykeer wonder, wat het in die hemel gebeur? Was daar geen kinders nie? Was daar geen mans nie? Was daar geen vrouens nie? Hoe het mense vir so lank stil gebly? Sy tong in die kies sê hulle, as die vrouens in die hemel nie, hulle is nog almal op pad, hulle kuier langs die pad. 'n halfuur stilte, waaroor het dit gegaan? En dan gaan Johannes verder, Openbaring 8 vers 2, hy sê, ek het die 7 engele gesien, wat voor God staan, en vir hulle 7 trompette gegee, engele toe gekom, en gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar's baie wierook in hom gegee, om het saam met die gebede van die gelowiges, op die altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook, wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Wat Johannes probeer sê met hierdie halfuur stilte is dat God luister na sy kinders se gebede. Dis asof God almal wil stilmaak en sê, ek luister, my kind praat. Ja, al hakkel hulle, al kreun hulle net, al brabbel hulle, al praat hulle baie, al praat hulle min. Ek luister. A.A. Milne, wat Winnie the Pooh karakter geskep het 'n digbundel geskryf vir kinders, en daar is 'n baie pragtige titel gewees, When We Were Young. En dan is daar hierdie gebed, of hierdie gedig, en die eerste reëls van die gedig is, Little boy kneels at the foot of the bed, droops on his little hands, his little gold head. Hush, hush, whisper who dares, Christopher Robin is saying his prayers. God luister. God luister nie net nie. God is onafskeidbaar van ons. Kom ons lees saam Romeine 8 vanaf vers 26 tot 39. Voor ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u woord het, wat ons kan lees, wat ons kan leer. Here, wat vir ons elke dag ook u pad aandui. Mag ons dit hoor. Here, mag ons elke dag deur die Gees ons verdiep in die woord. Here, mag ons dit verstaan en dit ons eie maak. Dit gaan leef daar buite. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gelowiges. Dat ons kan bid en weet u hoor. Dankie dat ons nou ook kan saam stil word en na u luister. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep,
En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy ook vrygespreek het, het hy verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Want God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: dit is oor u dat die dood ons dag van dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons is onafskeidbaar van God. God kan ons niks in die wêreld kan ons skei van God se liefde nie. Ja, en ons kan altyd met God bid. Vers 26 wat sê dat ons moet bid. Ons weet nie hoe om te bid nie, maar die Heilige Gees bid vir ons. Met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word nie. God sien ons harte, ken ons harte. Ons leef in 'n raserige wêreld, waar almal gelyk praat en niemand regtig luister nie, en die wat luister net half. God praat nie net met ons nie, hy luister ook vir ons. God luister nie half nie. God luister volledig na elke gebed. Daai halfuur stilte in die hemel is dat God ook jou gebed kan hoor. Nie net eendag se gebed nie, elke dag se gebed. God weet wie jy is, wat jy nodig het. God hoor jou hart. God is daai pa wat aandagtig jou op sy skoot tel en na jou luister, dat jy kan praat en vertel, en wat oplet na dit wat jy sê. Johannes wil in Openbaring 8 vir medegelowiges wat in swaar en moeilike tye is herinner, God luister. God se genade is groter as die krisisse wat ons beleef. En vandag nog kan ons en moet ons bly luister. George Adam, professor in Ou Testament, vertel, hy sê hy was besig om Waaison in die westelike Alpe te klim, en dit was 'n stormagtige dag, maar hulle was in die veilige kant, die beskutte kant van die piek. En hy sê hy het suksesvol tot bo geklim en almal was opgewonde. En toe hy bo op die piek staan, het hy vergeet van hierdie stormsterk wind en amper regop gaan staan en sy hande in die lug gegooi en amper afgewaai. En sy gids het hom vasgegryp en vir hom gesê: "Op jou knieë, meneer, hier is jy net veilig as jy op jou knieë is." En dan sê hy, dis hoe die lewe is. Jy is net veilig as jy op jou knieë is. Die plek waar jy moed kry. Die plek waar jy die krag kry. Die plek waar jy jou hand plaas in die hand wat die wêreld geskep het. Wat die wêreld vandag nog beheer. As ons bid, kom ons onthou hierdie 3 belangrike goed. Die liefde van God, wat net die beste vir ons wil gee. Die wysheid van God, wat weet wat die beste vir ons is. Die almag van God, wat hierdie goed kan uitvoer, wat kan verander. En dan sê Paulus ook in vers 6 en 27, dat partykeer weet ons nie hoe om te bid nie. Partykeer is ons woorde op, voel ons dom. Partykeer voel ons moedeloos. En dan kan ons maar in stilte by God sit en weet die Heilige Gees tolk vir ons, bid vir ons, tree in vir ons. Ook in die Jager sê, hy sê, die mees egte gebed wat 'n mens kan bid, is om te sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie wat om te bid nie, ek weet nie regtig wat my behoeftes is nie, ek weet nie eers wat my antwoorde is nie. Ek het die idee wat ek wil hê, maar ek weet ook nie of dit reg is nie. God ken ons. God weet wat vir ons reg en goed is, wat vir ons genoeg is. En dan is God die een wat vir ons intree, die Heilige Gees wat vir ons bid met woorde wat ons nie self kan sê nie.
God wat ons harte ken, Jesus wat vir ons intree by God. Dan maak iemand 'n nuwe saligspreking, hy sê, salig is hulle wat nie weet wat en hoe om te bid nie, want hulle gebed sal verhoor word. Dis die ongelooflike van God, dat ons nie van hom geskei kan raak nie, dat hy ons vashou. Om te bid is nie om na God toe te gaan nie, want hy is reeds by ons, in ons. Dis nie om God te soek nie, want hy het ons al reeds gevind. Dis nie om jouself vir God oop te maak nie, want as niks wat jy kan doen om God uit jou uit te hou, as hy wil in nie. Dis nie om skielik geestelik te word nie, want God sy Heilige Gees reeds vir ons gegee. Gebed is om te praat met iemand wat reeds met ons praat, wat ons liefhet. Dan te midde van al ons gesukkel moet ons onthou, dit wat vers 28 vir ons sê, dat God selfs met 'n kromstok 'n reguit lyn kan trek. God kan die regte goed doen, al is ons as mense wat sukkel. Ja, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En dan gaan dit nie oor menslike en aardse sukses nie. Maar die interessante ding is, hulle bestudeer 300 suksesvolle mense, en dan wys hulle dat omtrent 1/4 van hulle het een of ander fisiese gebrek. 3/4 van hulle is of in armoede gebore, of het 'n gebroke huis gehad, of het een of ander ontstellende krisis in hulle lewe gehad. Franklin Roosevelt, een van die inspirerendste wêreldleiers, polio gehad. Ludwig van Beethoven, doof, pragtige komponis. Ons moet mense wees wat besef dat God met wat ook al ons omstandighede is, die onmoontlike kan doen. Die wonderlike kan doen. Daar's geen situasie wat so chaoties is, dat God nie iets mooi daaruit kan maak nie. Hy het dit gedoen met die skepping, hy het dit gedoen met die kruis, hy doen dit vandag nog. Ons is gekies om gelykvormig te wees aan sy seun. En dit bring ons by vers 31 tot 33, wat sê, wie kan regtig teen ons wees? Wie kan teen God se kinders wees, as God hulle vryspreek? As God die een is wat ons nuut maak? Hy is God. Ons is in sy hande. Ja, die kruis is hy bewys van God se liefde vir ons. Sy liefde wat ons nuut maak, wat ons mense maak, waar God ons wil vryspreek, waar God ons wil nader bring aan hom. Dit bring ons by 'n gebed wat sê, o God, U het 'n pa en 'n ma se liefde vir my. God, U voel my pyn en U huil vir my. O Christus, U het ergste, die pyn van die kruis in die oë gekyk en dit oorkom. O Gees, raak hierdie stukke aan met U helende vreugde. Hou my vas en tot die pyn verdwyn, dat ek kan begin lag van dankbaarheid. 'n Gebed van John Hunt. Weer dat ons nooit alleen is nie. Vers 34 tot 36 het ons wil herinner dat God ons altyd naby hom hou. 'n Man het met 'n vragmotor in die modder vasgeval, en hy sien 'n plaashuis naby en hy gaan soek hulp. En die boer sê, hy kan hom help, maar hy het nie 'n trekker nie, hy het 'n donkie, maar dis alright, Blue sal dit doen. En die ou was maar bietjie skepties oor die donkie, bedoel is 'n lorry, en hulle maak vir Blue in die vragmotor vas. En die boer klap sy sweep, en hy sê, kom aan Blue, en daar gebeur niks. En hy klap die sweep, hy sê, kom aan Mac, en die vragmotor begin so bietjie roer. En hy klap weer sweep, hy sê, kom aan Maud, en daar trek die vragmotor uit die modder uit. En die ou lorrybestuurder is baie dankbaar en nuuskierig, en hy sê, hoekom het die donkie 3 name? Nee, sê die boer, die donkie het nie 3 name nie, hy is net een, hy is Blue. Hy is blind, en as hy gedink het, hy is die enigste een, sou jou vragmotor nou nog in die modder gestaan het. Ons is nooit alleen nie. God is altyd by ons, en as ons saamwerk, dan het ons meer krag, dan werk ons sterker. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het gesterf, maar meer, hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit in die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, niks nie. Ons is vir ewig veilig by God, en daarom kan ons uithou in die lewe.
Daarom kan ons vashou en kan ons met moed voortleef, al lyk die toekoms donker en uitsigloos. Nie tou opgooi nie, want niks kan ons skei van die liefde van God nie. Niks nie. Hy sal by ons wees, maak nie saak wat gebeur het nie. Iemand vra 'n keer vir 'n man wat maar 'n paar keer in die lewe hard beleef het, en hy vra of met jy al rock bottom getref. Hy sê, nee, ek dink nie ek het ooit regtig rock bottom betref nie, want ek dink God is vir my soos een van die bungee toue. Net voor ek rock bottom tref, dan trek God my weer boontoe. Ons is oorwinnaars in Jesus Christus. Ja, as die lewe ons boelie, en die lewe ons onderkry, en die lewe ons onderste bo stamp, sê vir jouself, in Jesus is ek meer as 'n wenner. Staan weer op. Pak die lewe aan en weet dat God saam met jou gaan. Hy is die een wat jou lei, hy is die een wat jou aanmoedig, hy is die een wat vir jou intree. Hy is die een wat die beste in jou lewe vir jou doen. Die boodskapvertaling, God het sy kinders al lankal geroep om in hom te glo, en om te doen wat hy wil hê. Hy het besluit om hulle lewe nuut te maak, sodat hulle in die beeld van sy seun kan weerkaats. Wanneer gelowiges in Christus se voetspore stap, en so sy leef, wys hulle dan dat hulle aan God se nuwe familie behoort, dat hulle sy kinders is. En soos jy weet, Christus is natuurlik die heel belangrikste persoon in die familie. Nadat God besluit het wie almal in sy familie behoort, en hoe hulle moet lewe, het hy elkeen van hulle persoonlik op die naam geroep. So het hulle sy kinders geword. Verder het hy almal wat hy geroep het, vrygespreek van hulle sonde. God het toe almal wat hy vrygespreek het, ook met sy heerlikheid oorlaai, en aan hulle 'n plek in sy nuwe wêreld gegee. Jy het 'n plek in God se nuwe wêreld, 'n plek wat God vir jou gegee het. Want niks kan jou skei van God se liefde nie. En sy gees staan aan jou by. Christus tree vir jou in. Christus wat vir jou in die kruis gesterf het en opgestaan het. God wat jou geroep het en jou gekies het, sal jou nooit los nie. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons in U genade en liefde kan lewe, met die versekering dat U by ons is. Here, maak ons daagliks nuut. Maak ons daagliks nuut dat ons anders kan lewe. Ja, Here, dat ons Christus weerspieël in ons woorde en ons dade, en dit wat ons elke dag doen. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, dat ons kan bid, Here, dat U vir ons sal toevou in die liefde, dat U vir ons sal optel en naby in U vashou. Ons bid vir mekaar, Here, U ken elkeen se nood, ons weet van 'n klomp siekes, Here, maar daar's baie waarvan ons nie weet nie. Mag elkeen ervaar dat U die een is wat vertroos, dat U die een is wat genees, dat U die een is wat vashou en hoop gee. Ons bid dit ook vir 'n wêreld wat maar donker is. Oorloë, ekonomiese agteruitgang, Here, soveel mense wat uit hulle lande uitvlug, wat nie meer in hulle eie huise is nie, waar families uitmekaar geskeur word, en Here, waar 'n klomp mense 'n klomp krisisse beleef. U is hoop. Maak ons die getuies van hierdie hoop en hierdie liefde. Dankie dat ons kan saam bid en weet, U verhoor ons gebed. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.